lering en dogma uit die hel is en mense volg dit. Waar is ons as liggaam van Christus? Ons sê nee, dit werk nie so nie. Dis nie wat in die woord staan nie. Kan die Bybelslank oopmaak by 1 Korintiërs 3 vers 9 tot vers 15, maar moet nog nie lees nie. Ons gaan later eers by dit uitkom. 1 Korintiërs 3 vers 9 tot vers 15. Nou, dit is scary om te dink dat vandag die laaste Sondag van 2024 is. Nou, baie keer wanneer ons so in die einde van 'n jaar kom en ons het nou nie 'n oujaarsdiens nie, so ek wil 'n bietjie oor dit gesels en dit is 'n tema wat ons baie oor gesels het. Dis 'n ding wat ons baie noem, veral by 'n oujaarsdiens. Daar is al sekere preke wat daar temas is, soos die geboorte van Jesus Christus, of die Pinkster en Paasdag, wat ons oor sekere goed praat, en vanoggend wil ek ook oor dit praat. Nou, wanneer ons so in die einde, en jy gaan nou sien waarby ek uitkom, baie keer wanneer ons so in die einde van 'n jaar is, kan ons nie help, ek weet nie of u ook so is nie, maar kan ons nie help om terug te dink in hierdie jaar nie. Kan ons amper nie help om terug te kyk van wat gebeur het in hierdie jaar nie. En dan baie keer dink ons aan die geleenthede wat ons gemis het. Ons dink baie keer aan dinge wat ons kon beter doen of verander. En kyk, ek is nie 'n groot ou vir nuwejaarsvoorneme nie, want ek was nie al baie suksesvol in my nuwejaarsvoorneme nie. Maar ons dink baie keer van wat het ons gepraat in 2023 of in die begin van 2024 en ons het hierdie goals vir ons opgestel vir hierdie jaar. En ons kyk terug en ons dink, maar hoeveel van daai doelwit het ek bereik? Hoeveel van dit wat ek gesê het ek gaan doen in die jaar, ek gaan meer van doen of selfs minder van doen, het ek bereik in 2024? En ons kan baie keer so ongelukkig en ons moet versigtig wees, ons kan so negatief raak oor wat ons nie bereik en ons mis die goeie wat wel gebeur het in hierdie jaar. Dus ek sê, ons kyk baie keer aan, en dan fokus ons en sê, ek kon dit doen, maar dat ons vergeet van die oorwinnings wat ons behaal het in en deur Christus Jesus. En ons moet leer om te leer uit ons oorwinnings, net soos Dawid, toe hy voor Goliat staan, toe sê hy maar, en hy staan voor koning Saul en hy sê, maar ek het 'n leeu verskeer en sowel en 'n beer ook, en dieselfde God wat die leeu en die beer in my hand oorgegee het, sal hy die Filistyn ook in my hand oorgee. So ons moet leer ook uit ons oorwinnings. Want ja, alhoewel dalk 'n jaar was wat hartseer gebring het vir ons en twyfel geskep het, was daar ook baie tye wat ons kon lag, wat ons kon jubel en kon juig, wat dit 'n goeie jaar was. Nou die punt wat ek wil kom maak is, 2024 is verby. Daar's niks meer dat ons, amper, jy het nog so 'n paar dagies oor om jou nuwejaarsvoorneme klaar te kry, as jy nog nie het nie. Maar ons kan niks doen aan 2024 meer nie. Dis 'n jaar wat verby is. So ons moet fokus op die jaar wat kom, 2025. En terwyl ek die boodskap voorberei, dink ek, Here, maar waaroor kan ons praat? Wat is dan baie keer soos, ek wil meer bid, ek wil meer by u uitkom. Maar my hart, en asseblief hoor my hart vanoggend, is mag 2025 'n jaar wees waar elke een van u en elkeen van ons opstaan in ons roeping as kind van God. Mag hierdie jaar wees wat jy besef wie jy is in die Here. Weer eens, ekskuus julle, ek vra om verskoning, is mense baie ouer as wat ek is. Ek het respek vir almal, vir al die ooms en tannies hierso, maar ek wil net bietjie persoonlik maak vanoggend en sê jou en jy. So mamma, pappa, as julle my vergewe as ek oom en tannies jy en jou noem. Dankie. So u my vergewe. Ek wil net persoonlik maak dat jy sou kan besef die roeping wat God in jou hart geplaas het vir daar waar jy is, by jou werk, by die skool, in jou dorp en waar jy ook al gaan. Mag hierdie jaar wees van divine appointments, laat die Here met jou 'n ontmoeting met iemand anders sê, want iemand het nodig om te hoor wat in jou hart is. En die rede hoekom ek praat oor dit is, en hierdie is en hoor my hart vanoggend. Die pastoor is nie die liggaam van die kerk nie. Ons is die liggaam van Christus Jesus. En hy sit van u hier in hierdie plek met fantastiese gawes wat ek as pastoor nie het nie.
omdat ek weer ander gawes het, wat nie, so elkeen van ons en is daar om mekaar aan te vul, waar daar swakpunte is. Want ons val in die struik van, maar die pastoor moet alles doen. Ons val in die struik, maar die pastoor moet doen, en ek het laasweek, en dis 'n ding wat my eintlik getrigger het, was die ou van Heidelberg gewees, en hy vra vir my, is hier so straatbediening, en ek sê vir hom, nee, sorry, nou nie so blaatant, ek het dit mooier gesê, maar in my dink ek, ekskuus Here, ons het nie straatbediening nie. So dalk is die van ons, wat hier so sit en sê, maar dit is my passie. Maar soos ek al baie sê, hierdie vir my op 'n Sondag, dis of ek leef. Dit is my hart, of ek leef vir Christus Jesus, maar ek love 'n Sondagoggend. Ek sal gaan saam bedien by die strate, maar ek gaan dit nie initieer nie. Soos almal van ons deel van die liggaam van Christus Jesus, en ons sit hierso, en ons het roeping wat die Here op ons lewe plaas, maar ons doen dit nie, want ons verwag die pastoor moet dit doen. Hier sit mense met die genadegawe van genesing, van gesondmaking, maar die pastoor moet vir ander mense bid. Broers en susters, dit is nie, en hoor my hart, u gaan nie my werk steel, as u gaan bedien in die straat en bid vir siek mense nie, want ons is nie hier om te bou op AGS Riversdal nie, ons is hier om te bou in die liggaam van Christus Jesus. Soos as u die gawe het met straatbediening te begin dit asseblief, want dit gaan nie oor die AGS nie, dit gaan oor enige kerk, of 'n denominasie eerder, dit gaan oor die liggaam van Christus Jesus, wat moet vorentoe gaan en beweeg hier in Riversdal, want die Here gaan vir ons rekenskap eis, en sê, maar wat het jy gedoen met die mense wat ek vir jou dorp gee? En ek hoor dit, ek verstaan ons wil Afrika toe gaan, asseblief, julle, ek is nie teen dit nie. Maar ons het ook mense hierso nodig, want nie almal van ons kan uitreik Afrika toe nie, want dit is nie ons roeping nie. So asseblief, ek wil u kom vra, mag hierdie jaar wees, wat die Here jou roeping vasmaak, en establish in jou hart, en besef, Here, dit is my calling. Een van die dinge wat ons as kind van God die meeste negatief maak, is om te sê, maar ek het nie 'n roeping nie. Broers en susters, dit is 'n leuen. Want jy en ek is gemaak deur 'n doelgerigte God. Hoekom sal God jou sonder 'n doel maak? As die Here 'n plek, as die Here jou gevorm het, kunstig geweef in jou moeder skoot. Soos Jeremia sê, voordat jy gebore is, het ek in jou moeder skoot, het ek die roeping geplaas in jou hart, maar ons is so besig met ander dinge, dat ons nie by die Here uitkom nie, en ons eerste primêre doel en roeping as mens, is om Christus te vind. En in dit, sal jy vind wat is jou roeping, daar waar jy is. Vir die spesifieke plek, vir die spesifieke tyd, vir die tyd waarin ons leef. Jy is nie maar net per toeval hier nie. En broers en susters, is nie dat ek besig is met prosperity gospel nie, maar almal van ons het 'n roeping. Ons sien in die laaste dae, en hierdie is wat my so gryp, ons sien in die laaste dae, asof die grys area al hoe minder word. Dit is asof die bose nie meer funksioneer in die grys area nie. Dit is asof hy kom en is asof hy nie meer so bietjie, asof hy nie wegkruip nie, maar asof hy arrogant word, asof hy net meer en meer uitkom. Ons sien dit. So waar is die liggaam van Christus Jesus? En ons vra, Here, maar wanneer gaan u iets doen? Die Here het reeds uit jou en my gemaak vir 'n roeping om die liggaam in die hande en voete van Christus Jesus te wees. En kerk toe kom is fantasties. Asseblief, ek sê nie bly weg uit die kerk uit nie. Maar hierdie is net 'n samekoms waar ons 'n uur of 2 ure saam met die medegelowe sit, ons net vir 'n bietjie krag kry om in te gaan in volgende week in. So kerk toe gaan is fantasties. En die Bybel sê, dit moet nie die onderlinge byeenkomste mis, soos party dit die gewoonte ag nie. Maar ons mis ons roeping ook. Dis wanneer ons in teenwoordigheid van Jesus Christus is, dis waar jy jou roeping kry, wanneer jy tyd met hom spandeer. Het voel vir ons asof die vyand meer en meer net uitkom, en ons sien dit al hoe meer, dit is meer in die tyd wat ons leef swart en wit, as wat daar swart en wit en grys is. Ons lees van mense, ons het 'n paar weke terug oor dit gesels, waar mense afvallig raak van die geloof. So ons sien dit waar mense post oor dit, blaatant dit noem en sê, ek het my geloof verloor. Ek het dit weggegooi, ek soek nie meer Jesus nie. Ons sien dit. So is dit nie dan tyd vir ons as kind van God om op te staan in ons roeping in, sodat die vyand nie die oorhand kry waar ons gaan nie. Want besef ons
wie in ons woon. En asseblief broers en susters, moenie vir een oomblik dink uit jouself uit kan jy jou roeping leef nie. Want God gee jou krag vir jou roeping. In jouself, op die oomblik wanneer jy uit jouself uitgaan in jou roeping, dan kom selfsug in en hoogmoed in en jy dink jy is die een wat die dinge laat gebeur. Dis God die Vader. Johannes 1 vers 5 sê, en die lig skyn in die duisternis is Jesus Christus. En die duisternis het dit nie oorweldig. Ons het besef dat die duisternis kan nie die lig oorweldig wat in jou woon nie. Solank as ons in die lig bly, solank as wat ons by Jesus bly en sy lig in ons, kan die vyand nie die oorhand kry waar jy gaan nie, want dit gaan oor wie in jou woon. Ons is die lig van hierdie wêreld. Ons moet ons lig op 'n staanplek sit vir die wêreld om te sien, vir jou huis om te sien, vir jou vriende om te sien, waar jy ook al gaan. So die punt wat ek wil maak is, mag 2025 'n jaar wees wat ons regtig in ons roeping leef. Maar die ander punt en die hoofpunt wat ek wil kom maak is, ons moet bou op ons geloof. Want hoor gou hierso. Lukas 19 vers 11 tot vers 22. En terwyl hy na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by, omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. So Jesus vertel hierdie volgende gelykenis omdat hy in Jerusalem is en die mense dink maar Jesus gaan nou sy koninkryk establish nou. Die koninkryk waarvan Christus Jesus praat, gaan hy nou bring en die Here gaan nou sy vyande uitwis en dit gaan nou gebeur. Maar Jesus deur hierdie gelykenis sê vir hulle, dis nog nie tyd nie. Want Jesus is in Jerusalem om gekruisig te word, om gevonnis te word. Dit is hoekom Jesus hierdie gelykenis sê. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na verland gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom, en nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel hiermee totdat ek kom. Nou, hier is nie die gelykenis van die talente nie, die gelykenis van die ponde. Elke een van die 10 diensknegte kry dieselfde hoeveelheid. Een kry nie minder as die ander nie, okay, onthou dit. Dryf handel daarmee totdat ek kom, maar sy medeburgers, die mense wat in hierdie koning se land bly, het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Christus verwys hier na die Jode, na sy volk, wat sê ons wil nie hom as koning hê nie. Want niks goeds kan uit Nasaret kom nie. Dit wys net vir ons hoe die vyand 'n sluier vir ons oë gooi vir die waarheid. Dat Christus die antwoord op die beloftes, die Messias wat gebore sou word uit 'n maagd, het gebeur en nogtans wil hulle hom nie as koning hê nie. So dis waarvan Christus praat hierso. En toe hy terugkom nadat hy die koningskap ontvang het, ons weet deur die sterwe en opstanding van Jesus Christus, heers hy en sit in die regterhand van die Vader en sê dat hy daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word sodat hy kon weet wat elke een met handel verdien het. So die koning gaan kom rekenskap eis van die 10 ponde wat hy vir elke een van ons gee. En eers het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir mooi so, goeie diensknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir die een, en jy moet wees oor 5 stede. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is u pond, wat ek in 'n doek weggesit het, want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is, omdat u 'n regverdige man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie. En toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. En as jy verder lees, sê hy, vat weg van hierdie man en gee vir die ou wat 10 ponde verdien het. Broers en susters, wanneer ons kyk na hierdie stukkie, is dit een ding wat ons nie moet vergeet van dit wat die woord van God ons leer nie. Ons as kind van God gaan voor Jesus verskyn voor die regterstoel van Christus Jesus, waar ons gaan rekenskap gee vir ons lewe hier
op aarde. Onthou een ding, hierdie is nie die bema, die wit troon oordeel wat aan die einde van die 1000 jaar vrederyk gaan gebeur nie. Hierdie is die oomblik wanneer ons as mens sterf, verskyn ons voor Christus Jesus, en ons gaan later dit lees, dan gaan ons werke voor die proef gestel word om te sien wat se belonings ons gaan ontvang in ewigheid eendag. So met ander woorde, dit wat ons hier op aarde doen, het 'n direkte invloed op jou ewigheid eendag. Onthou, dit gaan nie oor werke tot redding nie, maar werke van geregtigheid in Christus Jesus. So met ander woorde, ons kan nie op ons laure rus en dink, okay, ek het my hart vir die Here gegee, nou gaan ek niks doen nie, nou gaan ek net wag tot Christus Jesus kom nie, want wat doen ons met die gawes van die Heilige Gees wat die Here vir ons gee tot bediening van die mense, van die gemeente, van die liggaam van Christus Jesus? Wat doen ons met die 5voudige bedieninge wat die Here in jou hart plaas, die herder, die leraar, die profeet, die apostel en evangelis, want elke een van ons besit van hierdie gawes. So wat doen ons met, as daai gawes nie vir ons was nie, hoekom praat Christus dan van 'n beloning? So ons kan vir jare sit in die kerk en nie doen wat die Here vir ons sê nie, omdat ons dink dit is my lewe. Broers en susters, weer eens, jy en ek is gemaak deur 'n doelgerigte God. Hoekom sal hy jou net maak en jou nie gebruik in hierdie wêreld nie? En dis waaroor hierdie gelykenis gaan. Ons moet besef, Christus gaan vir ons rekenskap vra oor dit wat hy vir ons gee. En wat is daai 10 ponde? Dit is jou nuwe lewe. Wat maak ons met ons nuwe lewe? Wat maak ons met die geloof wat die Here vir ons gee? En ons gaan later, die laaste vers lees ons, dat die Bybel sê geloof sonder dade is dood. Dit beteken, as ons nie in werke van geregtigheid leef nie, dit beteken geloof sonder dade is dood. Want hoe kan ons die Here dien en nie verander nie dieselfde bly nie? So elkeen van ons as kind van God gaan voor die regterstoel van Jesus verskyn, want die wit troon oordeel gaan die grootste hofsaak in die geskiedenis van die wêreld wees, waar God almal gaan regverdig oordeel, die ontslapenis, die wat in die doodryk is tans nou, en selfs in die bema oordeel, die wit troon oordeel, gaan die oordeel van die gevalle engele wees, want hulle is nog nie gevonnis nie. Maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Romeine 14 vers 10 tot vers 12. Maar jy, waarom oordeel jy jou broer, of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Elkeen van ons gaan met rekenskap gee van wat? Van dit hoe ons leef. Van hoe ons in ons roeping leef, hoe ons met die gawes van die Heilige Gees werk, hoe ons met die bedieningsgawe leef, of werk, daai 5 gawes van die leraar, die pastoor, die evangelis, die apostel en die profeet. Want die Here plaas daai bediening in jou, want die liggaam, die wêreld het nodig dit wat die Here in jou geplaas het. En ons gaan rekenskap gee, so ons kan niks doen nie. Maar die Here gaan vir ons rekenskap gee. Of ons gaan moet rekenskap gee van hoekom ons dit nie doen nie. Die Here eis van jou dat ons moet arbei met ons nuwe lewe. Broers en susters, ons kan nie, ons mors ons nuwe lewe, wil ek sê, as ons net sit en niks doen en nie groei in die Here nie. Ons mors dit. Ons mors dit. Ons mors ons lewe omdat ons nie in ons roeping staan nie. En ons dink, maar iemand anders moet dit doen. Imagine as almal van ons sê, nee Here, stuur iemand anders. Wie sal dit doen? Die klippe sal die naam van die Here uitroep. 2 Timoteus 2 vers 15 tot vers 19. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie. Wat die woord van die waarheid reg sny, maar die onheilige onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommiges om.
Daar's mense wat besig is met dwaalleer, wat kinders van die Here wegdraai daarvan, oor hulle slinkspraatjies, omdat dit lering en dogma uit die hel is, en mense volg dit. Waar is ons as liggaam van Christus, om te sê, nee, dit werk nie so nie, dis nie wat in die woord staan nie. Waar is ons wat die woord van God bestry, nie mense uithaal nie, maar staan vir die waarheid. Evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van hierdie ongeregtigheid. Mag 2025 mag ons soos 'n werker wees, dat ons nie hoef te skaam wanneer die koning kom om te sê, François, staan nader, wat het jy gedoen met die 10 ponde wat ek vir jou gee? Wat het jy gedoen met jou nuwe lewe? Mag ons nie skaam staan in teenwoordigheid van die Here nie, mag mense deur ons dade sien dat ons die Here dien, want talk is cheap. Ons kan maklik sê ek dien die Here, maar jou dade getuig nie daarvan nie. En hier kom ons by die hoofvers, wanneer ons voor die troon van Christus gaan verskyn. Die regterstoel van Jesus Christus, dis waaroor Paulus praat in 1 Korintiërs 3, vers 9 tot vers 15. Want ons is medewerkers van God, weer eens, ons is medewerkers. Die pastoor is nie die enigste nie. Ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle, nie 'n denominasie nie. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Daar's geen ander fundament as jy iemand klaar gelê is deur Christus Jesus, Petrus, hulle, Paulus, hulle en al die apostels van Christus Jesus. Daar's nie 'n ander fundament nie, maar Paulus sê jy moet versigtig wees hoe jy daarop bou. En Paulus praat hier van ons lewe as kind van God, die werke, die geloof sonder dade. Jakobus praat van die dade, dis hier waarvan Paulus praat. Want niemand kan 'n ander fundament lees wat klaar gelees het, dis Christus Jesus. En as iemand op die fundament bou, aan die ander woorde, ons kies om op Jesus te bou, goud, silwer, of kosbare stene, of hout, hooi of stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, die dag wanneer ons voor die regterstoel van Christus Jesus staan, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. Hier is nie die vuur van die hel nie. Hier is die verterende vuur van geregtigheid in Christus Jesus. Want is die enigste manier hoe ons kan identifiseer of ons werke van myself was, dit wat ek gedoen het, was dit tot eer van mense, of is dit tot eer van God, want ons kan nog mense flous, maar die oomblik as ons werke deur die vuur gaan op die proef gestel word, hoe danig dit is, die dag sal dit aanwys. Elkeen se werk sal in die lig kom, sal geopenbaar maak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werke bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werke verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Met ander woorde, hier is nie die manier van redding nie, maar dit is hoe ons gaan leef in ewigheid. Besef ons, daar's belonings wat vir ons wag in ewigheid. Besef ons, die Here is besig om vir ons iets voor te berei, die manier hoe ons leef. En dis hoekom ek sê, ons kan nie die woord van die Here ligtelik opvat wanneer hulle praat oor hierdie goed nie. Ons is bang om te praat oor dit, omdat ons nie baie kennis oor dit het nie. Maar dit staan in God se woord. En ek lees hierdie 1 Korintiërs 3, vers 9 lees ek altyd by 'n trou om te sê, wees versigtig waarop jy as man en vrou bou. Maar die kern van hierdie vers is, wees versigtig hoe jy jou geestelike lewe bou. Ek weet ons sê dit baie, maar die Here het 'n groot planne met jou lewe. En ek weet 'n mens bemoedig mense so, mense sê dit baie, maar besef ons die planne wat die Here vir jou het. Die Bybel sê, die gedagtes wat die Here vir jou het, is soveel as die sandkorrels van hierdie wêreld, van die see. Maar ek meen, hierdie is 'n goeie tyd, ek meen, is vandag weer verskriklik warm, gaan 'n bietjie see toe en gaan vat net 'n handvol sand. Die Bybel sê, die gedagtes vir my is soos hierdie sandkorrels. Dit wat die Here oor jou dink en oor jou droom, en Here, sê ek, die planne wat ek vir het, planne van voorspoed, nie van teëspoed nie. Is dit nie dan nodig vir ons om uit te kom by Jesus Christus, om te hoor, Here, wat is my roeping, want ek wil nie my beloning verloor in die hemel nie. Ek wil dit nie verloor nie. Ek het altyd gesê, ek worry nie oor die beloning nie. Al kom ek in die hemel, soos ek my skoolloopbaan deurgekom het, net. Al vee ek strate,
al sit ek gelukkig in die binnekant van die hekke waar niemand mag verder, al sit ek daar, solank ek net in die hemel is. Maar besef ons die onreg wat ons aan onsself doen, wanneer ons so dink. Besef ons die belonings wat ons kon gehad het, asseblief julle, hierdie gaan nie net oor die belonings, omdat ons hemel toe gaan nie, asseblief, dit moenie jou trekpleister wees vir ewigheid nie. Maar besef ons wat so onreg ons aan onsself doen, wanneer ons nie arbei vir ons geloof nie. Besef ons wat ons mis, die oomblik as ons net agteroor sit en wag vir Christus Jesus. En nie die mense om jou help, en nie vasstaan in jou roeping, en nie vasstaan in die bediening wat God jou geroep het, die besef ons wat ons mis. As ons so begin dink, besef ons dat, weer eens, ons is gemaak deur 'n doelgerigte God. Hoekom sal hy jou dan nie met 'n doel maak nie? As die Here planne vir jou het. En dis juist waar hierdie vers gaan. As ons gawes en talente en ons nuwe lewe mors om nie te werk of te bou nie, sal ons gered word, maar ons loon gaan skade kry. En onthou, daar gaan nie enige regret of sulke goed wees nie, maar vir alle ewigheid gaan jy weet, of jy gaan jy gered word, maar jy gaan nie jou loon ontvang nie. Ja, daar is ons krone wat die Here vir ons sê, en ek gaan dit later lees. Nou, ons kan nog mense flous met ons werke op die aarde. In ander woorde, wat ek bedoel met dit is, ons kan baie maklik die eer van mense wen, wanneer ons die armes en die mismoediges help. En asseblief, julle, ek sê nie dis verkeerd om foto's te post op Facebook wanneer ons mense help nie. Maar op hierdie dag, voor die regterstoel van Christus Jesus, gaan jou werke aan die lig kom. Is dit tot uitbring van die koninkryk, dit wat jy gedoen het, ons gedoen het? Of is dit tot die eer van mens, wat sê, Eester, daai ou is 'n goeie ou? Want hoor gou hierson. Matteus 6 vers 1 tot vers 4, pas op, dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op strate doen nie, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en hoor hoe amazing is hierdie, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde, ja, in die lewe ook, maar in ewigheid meer. So daarom sê ek asseblief, is nie verkeerd om te post nie, maar wees versigtig waarom jy post. Is dit tot uitbreiding van die kerk, om mense te bring kerk toe, sodat dit goed lyk as jou kerk vol is? Of is dit ten uitbreiding van God se koninkryk, ten spyte van wat gebeur, te sê, this is all for your glory. So ons moet eintlik ingaan en sê, ek soek nie die eer van mense nie, want as ons die eer van mense soek, is dit jou enigste loon, en is vir hierdie verteerende vuur, wat dit reggestel gaan word, vir eens en vir altyd, of jou motief reg was vir liefdadigheid, dat jou motief reg was vir jou bediening. Ons kan nie iets doen om gesien te word deur mense nie. Ons moet dit in die verborgene doen, dat God jou sal vergeld en vergoed op die regte tyd. So is nie net goed om in te kom in die hemel nie. Dit is fantasties, hierdie bloed van nie, onthou, weer eens nie werke tot redding nie, want alleen deur genade is ons gered, maar dit gaan oor werke van geregtigheid. Hoor wat sê Jesus, Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees. Dit wat ons doen, of nie doen nie. Nou ons kan nie die waarskuwings nie, die woord ligtelik opvat wat in God se woord staan. En baie keer, soos ek sê, ons praat om dit, is net soos met die wegraping en die wederkom, ons praat om dit, omdat ons dalk bang is, om soveel ander goeders is wat ander mense sê, maar ons kan nie hierdie ligtelik opvat, dat die Here 'n gelykenis sê, om te sê, maar ek eis van jou, dit wat jy doen op hierdie aarde. Wat is jou werke? So mag 2025 'n jaar wees, van geloof 100%, maar van werke, waar ons as kind van God bou, want ons weet nie, wanneer ons voor die regterstoel van Christus gaan staan nie.
1 Petrus 3 vers 15 tot vers 16, julle ek's amper klaar, nog iets so 16 verse. Ek dink, ek weet nie of het so baie, maar hier is nog 'n paar versies, so, is julle gereed? 1 Petrus 3 vers 15 tot vers 16, maar heilig die Here God in julle hart en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omdat die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamig word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Mag ons so leef in 2025, dat mense nie iets kan kry om van jou sleg te sê nie. Ons kan nie skiet goed vir mense gee om ons sleg te sê nie. Mag ons altyd gereed wees, may we always be ready to give an account vir hoekom jy glo, vir dit waarin jy glo. Matteus 6 vers 19 tot vers 21, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Wil ons nie eendag daai skatte ontvang waarvan Jesus praat, wanneer ons vir ons skatte voorberei nie, en weer eens julle asseblief, dit moet nie ons trekpleister wees vir ewigheid eendag nie. Ons moet gaan omdat ons wil Christus Jesus sien, ons wil God ervaar, ons wil saam met engele sing, ons wil sien die nuwe Jerusalem wat Jesus voorberei. Ons wil dit sien, maar ons wil ook ons loon hê, want Jesus praat daarvan. So ek wil praat oor die 5 krone, het gevinnig noem. Ons 5 krone, so buiten dit, ons beloning op aarde, is al krone wat ons gaan ontvang eendag in die hemel. The imperishable crown, die onverganklike kroon. 1 Korintiërs 9 vers 25 tot vers 24, hy moet eintlik nie 25 wees nie. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Met ander woorde, dissiplineer hom, onthou hom van dinge wat jou onfiks maak, wat jou terughou, so daar's dissipline, hulle nogal om 'n verganklike krans te ontvang, maar ons 'n onverganklike kroon. Hierdie kroon sal elkeen van ons ontvang wat die wedloop met volharding hardloop. Wat ons onthou, ons dissiplineer van dit wat ons weerhou van hierdie kroon af. Want ons lees julle dat, en ons sien dit in die laaste dae sal mense afvallig word van die geloof, ons sien dit baie. En dit is 'n trend, en ek weer eens, ons het 'n paar weke terug oor dit gepraat, waar die sosiale media praat vir deconstruction of my faith. Ek het gedeconstruct, aan die woorde, ek glo nie meer, ek het geglo, maar glo nie meer nie. En die Here sê, as die van ons wat in Christus is, die Heilige Gees ervaar het, die woord geken het, al die goed wegdraai, bly daar nie meer vir ons 'n offer oor nie. Is dit asof ons Christus weer van voor af kruisig. So daar is mense wat afvallig word, en hierdie kroon, die onverganklike kroon, gaan ek en u kry, wanneer ons volhard tot die bitter einde toe. Wanneer ons hierdie wedloop hardloop met dissipline, gefokus op Christus Jesus, met ons oë op die wenpaal, en dan kom Paulus en sê, ek slaan ons 'n bokser nie in die lug nie, maar elke vuis hou land. Dis 'n kroon wat ons gaan ontvang, wat die Here vir ons gee. Die kroon van roem, the crown of rejoicing. Ek gaan by die sielewennerskroon is dieselfde vers. Hierdie kroon gaan ons ontvang wanneer ons, soos die Bybel sê, ons moet bly wees, rejoice in alle opsigte. Ons moet rejoice in die Here vir altyd en altyd en altyd, want ons as kind van God het altyd 'n rede om te rejoice, en sy naam is Christus Jesus. Om bly te wees, om te roem in Christus Jesus, om te rejoice in Christus Jesus. Volgende kroon is die sielewennerskroon, en hierdie kom saam met the crown of rejoicing. 1 Tessalonisense 2 vers 19 tot vers 20, want wie anders is julle, as julle is ons hoop of blydskap, of kroon van roem, sielewennerskroon, in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms, want julle is ons eer en blydskap. 'n Sielewennerskroon. Paulus skryf, wie anders is ons crown of rejoicing as julle? Die mense wat tot inkeer gekom het, wat eens ver was, en nou gered is, nie ter ons nie, maar deur die blye boodskap wat ons bring, en dis hoekom Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, maar ons krag en redding vir elke een wat dit glo, die sielewennerskroon. Die sielewennerskroon is die kroon wat die Here vir jou gaan gee, dis sê, dankie dat jy mense vertel het van my.
Dankie dat jy jou naam op die spel gesit het vir my. Dankie dat jy die blye boodskap gaan deel en gedeel het, sodat elkeen in die naam van Christus bely nie verlore sal gaan nie. Die volgende een is die kroon. So met ander woorde, die sielewinnerskroon kry ons wanneer iemand na die Here toe lei. Die kroon van lewe. Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hierdie is die kroon van lewe, vir die wat geboet het vir hulle met hulle lewe, en nie Christus verloon het as saligmaker en redder nie. Van ons mense, kinders van die Here, wat dag vir dag vermoor word vir hulle geloof. Doodgemaak word vir hulle geloof. Al 12 apostels is doodgemaak vir hulle geloof. Paulus is gewerp op die eiland Patmos, Johannes op die eiland Patmos, waar hy Openbaring skryf. Maar sy vonnis was tot die dood toe. Daar is die slegste eiland waar die slegste van die slegste mense stuur. Kroon van lewe. Die wat verdrukking verdra. Daar was 'n so kort Koreaanse mannetjie, of 'n mannetjie man, Dr. Kim. Is Dr. Kim, liefie? Nee? Thomas, okay, sy het met en hy gepraat, ook belangrik al kinders. Jy moet luister, jy suppose denk jy. En hy bly in Nigerië, waar hy mense oplei, waar evangeliste oplei, en een van die dinge wat hy hulle leer, is practice smiling during persecution. Anders word beoefen om te glimlag as jy onthoof word, dat die Christene wat hier so staan, en die mense wat hier so staan, sien is 'n eer om te sterf vir Christus Jesus. Dis hierdie kroon wat hulle sal ontvang, die kroon van lewe. In Petrus 5 vers 2 tot vers 4, hy was herders toesig oor die kudde van God, wat oor julle is. En hy dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverganklike kroon van heerlikheid ontvang. Hier is 'n kroon wat gegee word vir die wat na die kudde kyk van God die Vader. Maar broers en susters, nie vir jou eie gewin nie, want dit is shocking, en ek hoor my hart, dit is shocking, wat die mens met God se kudde reg kry in die tyd waarin ons leef. Eie gewin. Hier is die krone wat ons gaan ontvang, wat vir u en vir my wag, wanneer ons in die ewigheid ingaan. Die krone. Het is baie duidelik vir ons, dat die skrif, wat ons sopas gelees het, vir ons sê dat dit wat ek doen op die aarde, dit direkte invloed op my ewigheid eendag. Eerstens op jou invloed vir redding. As ons Christus aanvaar as verlosser en saligmaker, is dit vir ons redding. Ons geen ander manier van redding, behalwe deur Christus Jesus nie. Maar ook dit wat ons doen, of selfs nie doen nie, dit direkte invloed op ons ewigheid eendag. Ek maak klaar met hierdie skrifvers, Jakobus 2 vers 18 tot vers 20. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werk, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy gepraat oor geloof, om te glo in God, en jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Dat die geloof sonder die, Jakobus skryf, hy sê, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Dis maklik om te sê ek dien die Here. Maklik om te sê ek is 'n Christen. Maar hoe lyk jou dade? Want ons moet ons geloof oorsit in dade. Daar moet ons dade van geregtigheid wees. En Jesus sê op talle plekke, pas op hoe julle bou. So mag 2025 'n jaar wees wat ons oplet hoe ons bou, op die fondasie van Christus Jesus. Mag 2025 'n jaar is wat jy in jou roeping staan, as kind van die lewende God, as die liggaam van Christus Jesus, want besef ons nie dat jy is die tempel van die Heilige Gees. Mag 2025 'n jaar is wat ons kyk, dit wat ons doen en sê en spreek,
Mag hierdie jaar wees wat ons woorde en ons dade ooreenstem met dit wat ons glo. Mag ons bou, want Jesus sê, kyk ek kom gou en my loon is met my. Elkeen van ons in hierdie plek, glo ek, het hierdie 10 ponde ontvang. En dis jou nuwe lewe na bekering. Wat doen ons met dit? Want God, Christus Jesus, gaan rekenskap eis met dit wat ons doen met ons 10 ponde. Moet dit nie in 'n vatdoek wegpere totdat Christus Jesus kom nie. Want ons sal gered word, maar jou loon gaan nie standhou nie. Kom ons bid. Vader, dankie. Here, dankie vir die woord wat ons leer. En Here, alles ons nodig het, vind ons in die woord. En Vader, kom help ons asseblief dat ons sal kon daders word van u woord, Here. Ons kan doen wat die woord sê en hierdie waarskuwings en die struktuur hoe dit gaan werk eendag, Here, waarvan u praat oor die regterstoel van Christus Jesus, waar ons werke aan die lig gaan kom en deur vuur geopenbaar gemaak word, ons gebou met goud, hooi, of dit gebou met goud, silwer of kosbare stene, wat tot uitbouing van die koninkryk is in die geheim, of het ons gebou met hout, hooi of stoppels, die eer van mens, the praise of man. Het ons dinge gedoen om mense te behaag, of het ons u behaag dit wat ons doen. En Here, ons werke gaan aan die lig kom. En Here, as ons werke standhou, sal ons loon ontvang. Maar as dit verbrand word in u heilige verterende vuur, Here, sal ons gered word, maar soos deur vuur heen. Aan die woorde, ons loon gaan verbrand word. Here, mag ons motief altyd suiwer wees. Mag ons motief suiwer wees wanneer ons vir iets vra, Here. Here, u sê, u het nie met ons nie vra nie, maar as ons vra ons met die verkeerde hart. Here, mag dit wat ons doen vir mense, Here, mag dit nie wees uit selfsug of uit hulle eer nie, Here. Maar mag ons bou, Here, as 'n werker, wat hom nie skaam vir wat hom nie skaam vir ons werke nie, Here. Dat wanneer u eendag kom, of wanneer ons voor die regterstoel van Christus Jesus sal verskyn, dat u vir ons kan sê, well done, good and faithful servant. En Vader, kom help ons om 2025, en ja, Here, ek bid ook hierdie boodskap, ons nie sal kan oordeel nie, in die sin van, ek sê goed genoeg nie, ek kan nie, Here, maar hierdie boodskap ons sal opgewonde maak, om te weet, solank as ek hierdie boodskap hoor, is daar nog tyd vir my, om my gereed te kry, om te arbei met die gawes van die Heilige Gees, want Here, hier sit mense met fantastiese gawes, Here, of dit 'n wysheid, kennis is, en of dit genadegawe van genesing is, of geloof, of spreekend taal, of die uitleg daarvan, of profetiese woord, of die gawe van onderskeiding van geeste, Here, hier sit mense met die 5voudige bediening in hulle hart ingegrafeer toe hulle kunstig geweef het in hulle moederskoot. Maar Vader, ons sit met hierdie leuen van die pastoor moet alles doen, Here. Die pastoor kan nie, want hy is nie die hoof van die kerk nie. Hy is nie die liggaamsdeel. Here, daarom bid ek dat hierdie jaar sal wees, dat elkeen van ons in roeping kan instaan as die liggaam van Christus Jesus, dat ons kan beweeg, as U vir ons sê, beweeg. Here, solank as wat ons nog tyd oor is, het ons tyd te arbei in ons geloof, in ons dade van geregtigheid, nie van redding nie, want ons is gered alleenlik deur U genade. En so bid ek, Here, die elkeen van ons kan toevou, en Here, dankie vir die jaar, dankie vir 2024, ja, Here, dit is 'n jaar van uitdagings, was 'n moeilike jaar geweest, maar Vader, daar was ook soveel joy, en soveel blydskap, soveel deurbrake, Here, soveel dinge waaroor ons kan getuig, wat U vir ons kom doen het. En Here, berei ons voor vir 2025. Ja, Here, ons is nog 'n paar dagies oor van hierdie jaar. Maar Vader, dankie vir die jaar. Dankie wat U vir ons gedoen het in ons lewe, in die gemeente, en in ons harte. En Here, ons is opgewonde oor dit waarmee U besig is. Here, berei U kerk voor vir die koms. Here, mag U ons wakker en gereed vind wanneer U kom, Here. Mag hier regtig 'n jaar wees, 2025, 'n jaar wees dat ons, Here, sal leef in ons roeping waarvoor U ons geroep het. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.